Goeiemôre Blanco gemeentefamilie, baie welkom by hierdie erediens, hierdie saamwees. En dit is my voorreg om jou te groet, jou te seën in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Jou skepper, jou verlosser en jou vertrooster en inspireerder. En ek wil eers vir julle wys, Gert Erasmus het gisteraand vir my hierdie foto gestuur. Dit was gisteraand se sonsondergang hier in die Blanco omgewing. En hierdie was toe ek opstaan vanoggend. Kan nie onthou laat, dit was nie na 6. En toe ek hierdie stuur vanoggend vir Gert, toe sê hy sê die Here het ons op 'n mooi plek vol belofte neergesit. En so daarom eer ons en ons prys die Here vanoggend en ons sien hom raak, maar ons sien ook mekaar raak. En Randy het vir my 'n mooi foto hier buite geneem van my saam met Tannie Amy. En dis hoe ek en sy mekaar gegroet het, so ek wil jou geleentheid gee om ook mense te groet, langs jou, voor jou, aan die kant, sommer nou, vat sommer net 'n hand, gee glimlag. Dis lekker om julle elkeen te sien so oor 'n lang naweek, en dit word toe sommer 'n skole vakansiedag tot volgende naweek verby. So dis wonderlik om julle hier te hê, veral as daar dalk besoekers ook is en vriende. Ons is bly julle saam met ons. Ek wil julle vanoggend iets wys wat vir my iets sê van wat Jesus gesê het toe hy gesê het ons moet soos kinders word. En hierdie is klein Amia Steenekamp, en vanoggend toe ons hier voor die tyd oefen, ek en Mieke en die res van die span, toe probeer ons haar aan die sing kry. Maar kyk daai glimlag, kyk daai vreugde, en iets daarvan is my gebed, dat ons soos Amia in hierdie oggend met ons saam wees, sal feesvier, sal bly wees oor mekaar, maar ook oor die Here, en wanneer ons sing, dat ons dit met so borrelende vreugde sal doen, soos 'n kind wat geborge is, wat weet, ek is geliefd, en die lewe is die moeite werd. So dis my gebed vir elkeen van ons. So kom ons begin met die beginwoorde ook vir 2025, as ons dit hardop sê. Ons leef meer en meer soos Jesus, deur om te gee vir mekaar, saam te aanbid, te leer uit die woord en te dien, waar ons is, wanneer ons daar is. Vandag is ook 'n publieke vakansiedag, wat natuurlik nou oorspoel môre toe, 27 April, Vryheidsdag. En vir ons as gelowiges is die woord vryheid net soveel dieper en soveel meer betekenis as maar net 'n politieke vryheid. Daar's ware vryheid in ons verhouding met Jesus. So daarom dat ons elke jaar, as jy dink aan al die land se vakansiedae, Werkersdag, dan sê ons, Here, dankie dat ek kan werk in die sweet van my aangesig, dat U 'n roeping het op my lewe. En as dit Vrouedag is, dan sê ons, dankie Here, dat U eerste verskyn het na U dood aan 'n vrou, en dat U vroue weer uit die kultuur van deur die eeue kom optel het, om te wees dit wat in Genesis al staan, 'n gelyke vir elkeen van ons as manne. So vriende, uit daai oogpunt vryheid, Vryheidsdag, die dieper betekenis vir ons, Jesus Christus. So kom ons staan en ons jubel dat die graf leeg is. Dit was laas naweek, Paasnaweek, maar dit gaan aan. En ons sien met verwagting uit na die uitstorting van die Gees se fees wat ons gaan vier, maar tot dan sing ons steeds oor die Paasfees klokke wat lui. Kom ons staan. Christmas, die oor
Terwyl ons so staan, wil ek dat ons 'n eeueoue geloofsbelijdenis hardop bely. Jy sal agterkom dat daar baie raakpunte is met die 12 artikels wat baie van ons mee groot geword het om elke Sondag op te sê. Hy is verfrissend langer en gebruik terme en woorde wat nou en dan vir ons bietjie vreemd op die oor val. Maar hierdie jaar in my maand is dit presies 1700 jaar sedert die konsilie of die synode van Nicea in die jaar 325 na Christus. En hierdie bewoording sê dit so uniek en wonderlik. So kom ons vier fees oor hierdie kern van die evangelie van ons geloof wat behoue gebly het al vir 1700 jaar en dit wat ek en jy glo. So kom ons sê dit hardop saam. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword, onder Pontius Pilatus is hy gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit. En hy was saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. En ons antwoord daarop, prys die Here. Salve
Julle kan die sitplekke inneem en dis redelik vakansietyd, so daar is bitter min leefgeleenthede en dinge, maar een ding wat ek vir julle wil herinner aan is die WhatsApp nommer van die gemeente. As jy enige iets moet deurgee, gebedsversoeke, wat dit ook al is, en ook in die voorportaal sal julle sien, is daar 'n boks met waar daar staan voorstelle. So ons speel altyd in hierdie gemeente, vat ons nie klagtes nie. Dis soos in die vorige gemeente waar ek was, op die golfbaan, was daar 'n massiewe so dam, en dan in die middel van die dam is daar so 'n klein eilandjie, en dan bo-op hom is daar so 'n boks met 'n groot ding wat sê klagtes. So vir jou om nou daar te kom, moet jy nou eienaarskap vat, jy moet oorswem tot daar. So hier by ons sê ons nee, maak dit sommer al klaar, voorstelle oor hoe ons saamwees kan verbeter. Ons sien baie uit na later in die jaar, wanneer ons ook die vraelys 'n projek waarmee ons besig is gaan terugkry, en so om ons ook te help in die pad vorentoe, maar so dis rondom voorstelle, dan is daar ook gebedsversoeke wat jy per WhatsApp kan stuur of daar kan inskryf. Ek sien daar's nuwe lidmaatvorms, so maak net seker dat jy weet wat aan die gang is. Die webblad, blancogemeente.co.za, het alles vir jou oor hierdie siklus en vorige preke en alles wat jy nodig het. Vriende, dan is ons in 2025 by siklus 3. En ek wil vir Mieke vra om 3 van die kersse vir ons aan te steek, en aan die kant simboliseer dit die siklusse. So soos julle weet is daar 7 per jaar, 7 siklusse, en vanoggend skop ons met siklus nommer 3 af, en Christo, as jy vir ons ene daar kan aansteek, wat beteken dis week 1, en so tel ons af, en so probeer ons 'n ritme bou, waar ons keer op keer na die 6 weke, in die 7de week, 'n Sabbat beleef van terugkyk wat die Here gedoen het, in elke siklus, en dan vorentoe kyk. Saam met die siklusse, in terme van die doodgewone maande, waarvan ek en jy ook deel is, volgens die 12 maand kalender ook, wil ons ook die afgelope tyd begin om weer 'n nuwe ritme te hê, dat ons die laaste Sondag van elke maand 'n danksondag noem. En dis baie prakties om vir die Here te sê, dankie Here, dat U gesorg het vir my gesin, vir my familie en vir die gemeente, in hierdie afgelope paar weke van hierdie maand. En daarom ook dan, dat ons op danksondag almal uitnooi om die maandelikse bydrae koevert dan terug te bring. En hopelik het jy al gekry, anders kan jy vanoggend na die tyd ook by Randy weer kry, as daar nog koeverte oor is, almal uit, is reg. Maar op hierdie manier probeer ons elkeen, ek vir myself ook, iets van hierdie ritme begin leer, van die 3de van die maand, die 3de naweek, kry ons hierdie koeverte, en dan bidend vul ons in met die verskillende moontlikhede, of wat SnapScan, debit order, maandelikse EFT of maandelikse kontant. En om dit dan fisies te bring hiernatoe. Wat vir my mooi is van die R1 wat ek net nou hier gaan ingooi, soos julle weet, staan op die ou ene nog Soli Deo Gloria. Aan God al die eer. En dit is so my gebed. So ek wil nou vra dat ons as lofspan hier na vore kom en hier voor die kruis iets van 'n moment van oorgawe het om ons R1 of ons dankoffer of koeverte te kom ingooi met die woorde dankie Jesus. So terwyl die lofspan dit gaan doen, oom Emmanuel, het hierdie manne almal 'n sent of 2. Hier's 'n klomp vir hulle, dat hulle ook almal, sodat hulle volgende gaan. Ja, en dan wil ons vra dat die res van die gemeente ook, dat jy vanoggend kom en jou gewone kollekte, of die koevertjie wat gemerk is, dat jy kom insit. So, as jy die res van die ouens sal volg, na hierdie manne, en dan terwyl dit gebeur, gaan ons sing. En vir die Here sê, neem ons lewe, alles wat ons het, en dit behoort alles aan U. So as julle na vore sal kom, terwyl ons gaan sing, sommer vir 'n rukkie, en net kom ingooi met die woorde, dankie Jesus.
Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from Thee. Take my silver and my gold, not a mite would I withhold. Take my intellect and use every power as Thou shalt choose. Take my will and make it Thine. It shall be no longer mine. Take my heart, it is Thine own. It shall be Thy royal throne. Take my love, my Lord, I pour at Thy feet its treasure store. Take myself and I will be ever only Lord for Thee. Hierdie woorde, Here, is ons hartsgebed. Neem my lewe. Laat dit, Heer, U gewy wees, meer en meer. Here, my krag, my verstand, my liggaam, siel en gees, my middele, al die geskenke uit U hand in my lewe, alles kom gee ek aan U oor. Ook as gemeente kom doen ons dit. Here, ons kom gee die leierskap van hierdie gemeente opnuut oor aan Jesus Christus, die koning van die kerk en ook die koning van hierdie gemeente. Here, ons kom gee elke aspek van hierdie gemeente, elke oupa en ouma, papa en mamma, elke kind. Ons gee onsself aan U en vra dat U ons sal gebruik in hierdie gemeenskap, in mekaar se lewens, in die mense met wie ons in aanraking kom, by die werk, by die skool, waar ons ook al is, in hierdie groter gemeenskap, in hierdie kosbare dorp van ons, George. Gebruik U ons, en Here, as ons dan dankie sê op hierdie danksondag, dat U ook ons daaglikse brood gegee het, kom ons en vra dit. Here, gee U daaglikse brood vir my, vir ons, vir Blanco gemeente, sodat ons kan uitdeel nog meer en meer. In Jesus Christus se naam. En ons sê almal saam, Amen. Mag dit so wees.
Vriende, baie welkom by Siklus 3 en ons is so opgewonde omdat ons as leraars, ek en Cornie en Ferdi, heelwat meer gemeentemense betrek het by die beplanning hiervoor. Die 5de siklus later in die jaar gaan dieselfde tipe gemeente betrokkenheid ook hê met heelwat meer mense wat ons as leraars gaan help, so dis iets in die toekoms, maar vir hierdie ene rondom gesondheid skop ons vandag af en ons het gevolglik heelwat gesondheidsmense van ons gemeente ook betrek by wat gaan gebeur hierdie siklus. So aan die een kant is dit nou jammer, dis nou 'n lang naweek en volgende naweek weer, maar ek glo dat mense kan opvang ons nou maar op YouTube en met al die materiaal wat jy gekry het, maak seker ook via die WhatsApp dat jy vanoggend jou alleentyd vir die week materiaal het en ook jou leefgroepe. Selfs al is jy nie in 'n leefgroep nie, net jouself of jy en jou geliefdes of jy en jou huisgesin kan dit nog steeds alles self ook deurwerk. So ons het, Randy het dit uitgedeel, weet nie van nog oor is nie, fantasties. So as jy na die tyd, as jy nog nie een het nie, hier is die program nou vir die hele siklus. 27 April tot 14 Junie. En vanoggend skop ons af, inleiding, liggaam, siel en gees. Volgende week moet jy asseblief jou tennisskoene of wat is daai ander verskriklike sport, jou rolbalskoene, daar's hy. Dis 'n baie gevaarlike sport daai. Statisties oor beserings op die baan is groter as professionele rugby, julle weet dit. Maar dit hang af nou met die gemiddelde ouderdom van mense wat dit speel, nie waar nie. OK. Vriende, so volgende Sondag jou drafklere, jou hardloopklere of sommer net soos wat julle vanoggend lyk, want volgende Sondag gesonde lyf. Die week daarna gemoedsgesondheid, dan die 18de Mei gesonde gebrokenheid. Dan die 25ste Mei gesonde verhoudings, hou my gesond. En julle dan begin Pinksterweek op die 1ste tot die 5de Junie. En die oggend, ons gaan sprekers vanuit die mediese en gesondheidswêreld gaan met ons gesels tydens elkeen van daardie eredienste. Van Sondagoggend gaan Corlie Lodder met ons gesels, gesonde verhouding met God. Sondag aand gaan Friedan Orkee met ons gesels, heel mens en julle gesondheid. Dan maandag aand die 2de Junie, 'n gesonde lyf met Mieke Steenekamp, Lise Kutse en Wilmien Esterhuizen. Dan die Dinsdag aand gemoedsgesondheid met J.S. Delapat. Dan die Woensdag aand gesonde gebrokenheid met Maritjie van Rooyen. En dan die laaste aand, die Donderdag aand gesonde verhoudings, hou my gesond en Jonita Huisaman gaan met ons gesels. En dan sluit ons die Pinkstertyd en ook hierdie hele siklus af op Pinkstersondag die 8de Junie. Ons gaan praat oor totaal nuwe gesonde mens wees deur die Gees bemagtig. So ek hoop julle voel gesond en reg vir hierdie siklus en daar's heelwat veral nou met die Pinkstertyd en die meeste van al die persone wat ek genoem het is professionele persone in hulle veld, onder andere mediese dokters, daar's van hulle wat reeds afgetree is, wat hulle net nog meer gesog maak met hulle kennis en dan het ons ook 'n fisioterapeut, biokineticus en dieetkundige. Ek vergeet dit altyd. So omdat ek altyd op 'n dieet is en dit werk nie. Ja. OK. Vriende, so ons is so opgewonde en vra bid saam met ons, neem deel, nooi mense uit rondom hierdie baie belangrike onderwerp. Terwyl ons so sit, kom ons gee onsself opnuut sommer net dan oor aan die Here. Sê vir hom met daai beeld wat hy gebruik het van die pottebakker, hier is ons Here dan ook vir hierdie 7 weke. Kom praat met ons, bring u waarheid, al is dit by tye dalk vir ons moeilik en al challenge dit ons. Wil ons sê, hier is ek Here. Ek wil gehoorsaam wees aan u, terwyl ons so sit. Kom ons sing.
Vanoggend is gevolglik die inleiding, die bril wat ons wil opsit as ons praat oor die woord gesondheid en in hierdie weke wat kom, dit op verskillende vlakke gaan uitpak en saam gaan worstel en saam die Here se stem gaan hoor vanuit die woord en dan baie prakties vanuit die kennis ook van God se kinders, veral in hierdie spesifieke velde van gesondheid. En voordat ons gaan en kom by 'n vertrekpunt, wil ek net sê, toe ek nou hierdie foto van my en tannie Amy stuur vir haar, net voor die diens, en toe ook vir haar seun Miller, toe reply, toe sê hy iets soos, Aitsa, julle lyk soos 'n tweeling, waar is jou Kierie? En dis my so mooi, ek nou in my middeljare, en tannie Amy is nou al 'n senior, wat nou al opgegradeer is na 3 bene toe, en toe dink ek iemand wat die afgelope week 60 geslaan het, en so 'n paar weke terug het iemand 50 geslaan, en daai persoon sê vir my, dat tussen 40 en 50 was 'n baie uitdagende tyd, veral met gesondheid. En toe sê hy vir my, so, vir sy 50ste verjaarsdag is hy voorneem, maar hy begin weer by 40. So hy is nie 50, hy is 40. En daar's al van julle, wat op julle sosiale media staan daar nie 'n geboortedatum nie. Ek is nie skaam daarvoor dat ek in Bryan Adams se Summer of 69 gebore is nie. Want Neil Armstrong het op die maan geland, sê hulle, weet nie. En dit was Woodstock, Peace, Love, en ongelukkig bietjie drugs en rock and roll, maar my pa het niks daarvan beleef nie, ons is maar hier in Suid-Afrika. Maar ek wonder of jy skaam is oor die feit dat jy gebore is in 19, ek dink aan oom Philip, watter jaar is hy gebore? 1966, ja. Wie van julle is in die 50s gebore? Jy hoef nie skaam te wees daaroor nie, fantasties. En wie is in die 40s gebore? 1940s, yes. Julle guys kry al medaljes dat julle met die res van ons saamleef. En is daar iemand in die 30s? Ek dink, nee, daarom nie. Daar sy, fantasties. En Tannie Jysie week verjaar. Baie geluk, Tannie Dalena. Wow, fantasties. En dan in die 1920s, dink ek is oom Philip, en daar is nog so 1 of 2 ander gemeentemense. Maar dis interessant, soos wat ons ouer word, haal party mense nou van die sosiale media af, jy sien net, Daniel verjaar. Dan dink ek, hoe oud is Daniel? O nee, sy het daar afgehaal. Ja, en dan is daar weer ouens soos ons wat sê, nee, ja, ek wil hy almal moet weet, ek is 56 hierdie jaar. Maar dan is daar mense wat weer vir jou gaan sê, het jy al gehoor van ageism? Ageism. Dit beteken, die advertensie sê, is jy passievol, het jy 'n roeping, en het jy hierdie kwalifikasies, en by the way, is jy tussen 20 en 30 jaar oud? Dan sê jy, nee, okay, nee, dis nie ek. Maar ek beloof julle, ek is al die res. So mense wat sê, net die feit dat hulle oor 'n sekere ouderdom is, word daar teen hulle gediskrimineer. En daarom sê hulle liewer nie hoe oud hulle is nie. En dan is daar mense wat vir jou sal sê, asseblief, wil jy net jou baard skeer nie, want jou vrou sê, sy is nie met 'n ou man getroud nie. En dan doen mense dit, en dan voel jy 10 jaar jonger. Maar vriende, met dit alles, hoop ek dat ons elkeen vanoggend na die diens in die spieël gaan kan kyk, vir jouself gaan glimlag, en gaan sê, dankie Here, vir 2025, 27 April, dat ek vandag lewe, dat ek so oud is, dat ek hierdie medikasie moet gebruik, want die dokter sê, dis in my gene en in my DNA, en dat ek eenmal 'n maand by die terapeut of by die sielkundige uitkom, en dit hou my op die reguit pad, en ek omarm net Here wie ek is, en wat ek geërf het van oupa en ouma, selfs daai slegte goed van die gene en alles, maar hier is ek Here, neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees, meer en meer. So dis miskien 'n belangrike vertrekpunt, om na jouself te kan kyk, soos Jesus na jou kyk, as sy geliefde kind, gered, geroep. Die Westminster Shorter Catechism van 1647 sê iets baie besonders, wat vir my ook weer eens 'n vertrekpunt is vir ons lewens. Die vraag, what is the chief end of man? En die antwoord, man's chief end is to glorify God
and to enjoy him forever. En hier word geloof en om te geniet by mekaar uit te bring. En vir baie maal toe ek 'n kind was, as dit kom by geloof en 'n kerk, dan was dit Sondag skool, na 'n week se gewone skool, en dit was 'n straf, en die dominee sê, kom ons dank, en dan moet ek nou nog as seun ook nog opstaan, en dan voel dit of die dominee 20 minute bid. En dis asof vreugde vir my op 'n stadium nie deel was van my geloof nie. En hier's iets van amper 400 jaar oud al, wat sê op grond van die woord, wat die hoogste doel van die mens is, naamlik om God te verheerlik, om sy naam groot te maak, om hom te laat glimlag as hy na jou kyk. Soos wat ons almal na daai foto van klein Amia gekyk het en geglimlag het, omdat sy net hierdie pragtige dogtertjie is, wat ons nie kan impress met enigiets anders as net om haarself te wees en te glimlag en te lag nie. Soos 'n klein babietjie. So kyk God na jou en na my. En ons wil hê hy moet glimlag. En in daai glimlag van die Here beleef ons 'n vreugde, die vreugde van die lewe. Dit is die vertrekpunt, ook wanneer dit kom by gesondheid en jou lewe en jou lewensdoel, is dat God sal glimlag, omdat jy ten volle mens is voor hom. En om hom te geniet, en dan sy skepping te geniet, en hierdie lewe wat hy gegee het. So, as ons vertrek vanoggend met gesondheid, is die eerste vraag net, is ek gesond? En miskien, wanneer jy na die diens in die spieël gaan kyk, saam met daai, dat God lief is vir jou, moet jy dalk sulke vrae vra. Is ek gesond? Is daar aspekte van my lewe, wat ek besef, ek is nie gesond nie. Ek is deur 'n moeilike tyd. Kan dit dalk wees liggaam in terme van siekte, 'n tyd van genesing wat nodig is, na 'n ongeluk of na 'n moeilike tyd. In terme van jou gemoed, jou menswees, jou verhoudinge met ander mense, jou verhouding met God. Kan dit wees, as jy die temperatuur daarvan gaan meet, dat daai koorspennetjie vir jou gaan sê, hier's fout, jy moet kyk. Daar's dinge wat moet gebeur. Hierdie 7 weke bid ek in my eie lewe, dat dit so tyd sal wees, wat ons in eerlikheid kan vra, is ek gesond? In terme van my totale menswees. Die definisie waarmee ons werk dan, hierdie 7 weke, wat ons saam met die hele span en al die dokters en almal op ooreengekom het, sê die volgende. Gesondheid is 'n toestand van fisiese, geestelike, emosionele en sosiale welstand, en nie net die afwesigheid van siekte of swakheid nie. Dit behels 'n gebalanseerde lewe, waar die liggaam sterk en funksioneel is, die gees kalm en gefokus is, emosies gesond bestuur word, en verhoudings met God en ander mense floreer. Ware gesondheid sluit ook 'n sin van doel en betekenis in, as ook 'n lewenstyl wat groei, genesing en volhoubare welstand bevorder. Ken jy so iemand? Daar's beslis van hierdie aspekte wat jy kan sê, oh wow, ja, as ek na daai ou kyk. Of jy sien 'n atleet, dan dink jy in terme van daai definisie rondom liggaam, is hierdie ou 'n 10 uit 10. Ander mense wat jy sien, wow, dit wat hulle projekteer is net lag en glimlag. Wow, in terme van emosies en gemoed lyk dit net die wonderlikste persoon ooit. En dan ander mense in terme van hulle geestelike lewe dink jy net, wow, ek kan amper soos wat gesê is oor Jesus, ek kan nie daai ou se skoenveters eers vasmaak nie. Dit is vir my 'n saint, 'n heilige. Die meeste van daai mense wat ons so helde verering voor het, gaan vir jou sê, wow, Hoeveel van die modelle wat al by tye, was dit op Oprah of waar ook al, dan praat hulle en dan begin hulle op 'n stadium praat hulle oor selluliet en dan sê Oprah, ag maar dis mos nou nie jou probleem daar nie. Dan van hierdie supermodelle wat sê, ag nee, het jy al gehoor van Photoshop? En dan word aan ons verkoop op al die tydskrifte met 'n knoppie wat jy kan klik, dan Photoshop dit alle plooie en die en daai alles weg. En dan dink ons, en baie van die tienermeisies dink,
Die doelwit is om soos 'n 16-jarige meisie te lyk vir die res van jou lewe. En die biljoene rande industrie wat daardie, wil ek amper sê, volmaaktheid probeer verkoop. En diep binne dikwels is dit 'n totale leuen. 'n Projeksie wat ons voorhou asof dit die volmaakte is. So uit daai oogpunt, sommer net vir 'n begin in terme van hierdie definisie, is dit dinge vanuit die wêreld en vanuit die praktyk wat ons sê, maar dit is gesondheid en dit is iets om na te streef vanuit my verhouding met God, met myself en met ander mense. Maar dit is nie iets wat maklik bereik word. En saam met dit is dit die aanvaarding wat ek net van gepraat het, om in daai spieël te kan kyk en dan kan aanvaar wie ek is en wat ek ontvang het van my voorgeslagte en wie ek is hierso vandag. So, dit wat hierdie definisie wel op die tafel sit, ook na aanleiding van die woord, is hierdie konsep van liggaam, siel en gees. So, as almal net vir 'n begin, wys vir my net jou liggaam. Asseblief, wys vir my met jou vinger. Wys vir my. Waar is jou liggaam? Hier is hy. Okay. Nommer 2, wys vir my jou siel. Kyk, daar's iemand wat hier wys. Ek dink jy bedoel jou hart, nee, hier binne ergens. Is hy links of is hy regs? Hy is hier ergens. Hy's daar binne. Ja. Waar is jou siel? Waar is hy? Okay, iemand wys na jou oë. Iemand wys so. Okay. Dis mooi in die sin van mens, jy kan nie jou siel wys nie, jy moet amper half praat in 'n tekentjie, in 'n metafoor. Okay, en waar is jou gees? Wie kan dit vir my wys? Waar is jou gees? Okay, iemand hier. Okay. Okay. Daar's een van ons experts wat vir my hierdie gewys het, so ek gaan dalk maar moet bly by hierdie dan. Maar vriende, oor hierdie 3 woorde word daar doktorsgrade geskryf en gedebatteer in die filosofie. En dan in die Bybel kom dit ook voor. So kom ek vir 'n vertrekpunt rondom die konsep van liggaam, siel en gees, lees vir ons 1 Tessalonisense 5 vers 23, die 20 vertaling. Dit is aan die einde van hierdie eerste brief van Paulus, en die opskrif is, dis sy afskeidsbede en groete. En dan sê hy, mag God self, die God van vrede, julle in elke opsig heilig maak, en mag julle volledig na gees, siel en liggaam vlekkeloos bewaar word, tot ons Here Jesus Christus kom. Dis sy gebed vir hierdie gemeente in Tessalonisense, rondom hulle gees, siel en liggaam. Vlekkeloos, skoon, gewas, totdat Jesus terugkom. Die Bybel vir almal is 'n klomp jare terug geskryf spesifiek vir dowe mense. Maar dit het so impak gehad ook op mense soos ons wat kan hoor, dat baie mense die Bybel ook aangeskaf het. En dit is altyd interessant om te sien hoe hulle dit vertaal, juis om mense wat doof is te kan help met terme. So, die teks hier sê, ons bid dat God wat vrede gee, julle aan hom sal wy, sodat julle sal doen wat hy wil hê. Ons bid ook dat wanneer ons Here Jesus Christus kom, julle heeltemal skoon sal wees, julle gees, julle hart en julle liggaam. So hulle vertaal siel met wat van julle gewys het, hart of hartso. So kom ons spring weg vanoggend en kyk wat die Bybel onder andere vir ons sê oor liggaam. Nou, definisies en alles sal vir jou sê, jou liggaam het te doen met hierdie fisiese, die materiële, en in 'n sekere sin die interessante, waar jou liggaam is, daar min of meer is jou siel en jou gees ook maar. Baie mense sal sê, ek is jammer, ek kan nie die troue bywoon in Ierland nie. As jy vir my die kaartjie gekoop het, Ierland toe was ek daar, maar nou het jy nie, so ek is in gees daar. 'n Manier om te sê, maar in my hart is ek daar. Ek is lief vir jou en ek dink aan jou. Maar oor die algemeen, daar waar jou lyf is, daar is die res van jou ook. So in 1 Timoteus 4 kom skryf Paulus vir die jong dominee, dan sê hy, sorg jy dat jy God reg dien. Dan sê hy, maar jy moet oefen om dit te doen, om as kind van God nou te leef. Jy moet oefen hoe? Soos 'n atleet oefen om fiks te bly. 'n Atleet wat oefen om fiks te bly, doen goed, sê Paulus. Hy sê dit doen goed, want hierdie liggaam, jy's gevorm deur God, Psalm 139, jy's in die baarmoeder gevorm, daar's 'n plan met jou lewe, daar's 'n roeping. Hierdie liggaam is 'n geskenk uit God se hand uit.
waarna ons moet kyk, ja, en ons moet hierdie liggaam oefen, maar interessant dan onmiddellik, dan sê Paulus, maar weet jy wat, daar's iets wat veel belangriker is, as maar net om hierdie liggaam te oefen. Want, 'n atleet wat oefen om fiks te bly, doen goed, maar dit help nie vir alles in hierdie lewe nie. Om egter geestelik te oefen, om fiks te bly deur God te dien, is regtig die moeite werd. Dit help 'n mens op alle maniere, vir die lewe hier op aarde, en die lewe wat vir ons wag in die toekoms. So, Paulus bevestig die konsep van hierdie liggaam, dat dit ook 'n geskenk is van God, en dat ons moet kyk na hierdie liggaam, as tempel van God, en daarby gaan ons volgende week dan stil staan, maar hy sê ook, die lewe gaan nie net om die materiële, dit wat jy kan sien, waarin jy kan vat nie. Daar is 'n dieper dimensie. Dan, as dit kom by siel, sou die meeste mense sê, jou siel is jou denke, jou emosies, jou wil, en van ons het nou hier al gepraat, gesê, dis jou hart. As ons praat van my hart is seer, dan gaan dit oor jou emosies, jou menswees, jou gevoel. So dit het te doen met jou denke, jou emosies en jou wil. En Hebreërs 4, interessant, sê oor die woord van God, dat die woord van God lewend en kragtig is en is skerper as enige tweesnydende swaard. En dan, baie spesifiek, dit dring deur tot by die raakpunt tussen siel en gees. Tussen gewrig en murg en beoordeel die hart en voornemens en gedagtes. So 'n deel van ons menswees doodeenvoudig, natuurlik is dis liggaam, maar ons sien hier ook siel en gees, gewrig en murg, aspekte van jou liggaam, jou hart en jou gedagtes, alles maniere om iets soos jou siel te probeer verwoord, wie jy is, jou menswees. En dan gaan hy voort en hy sê in vers 13, ja, niks wat geskape is vir God verborge nie. Menende, God sien jou, liggaam, siel en gees, wie jy is as mens. Maar alles is openbloot voor sy oë. Hom teenoor wie ons moet verantwoord. Dit is so mooi as Paulus praat oor ons liggame, dat hy sê, op grond van die barmhartigheid van God, in Romeine 12, roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik is. En daar waar jou liggaam is, in 'n sekere sin is jy. So jou alles moet jy gee. Die lied wat ons gesing het, neem my lewe, elke aspek van wie ek is. Paulus sê, dit is die sinvolle van godsdiens. Om te besef, hierdie liggaam gee jy. Jou totaliteit gee jy. Liggaam, siel en gees. Dit is sinvolle godsdiens. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke. Sommige mense sal dit sê, jou siel, jou menswees, jou denke, jou hart moet verander, sodat jy kan onderskei wat goed is, wat die goeie en aanneemlike is, wat die volmaakte wil van God is. Dan as dit kom by die gees, sou baie mense die woord gebruik, die spirituele, dit wat ons nie kan sien nie, maar onmiddellik sal ons ook sê, maar in 'n sekere sin kan jy nie die siel, die hart, die denke van 'n mens, kan jy nie sien nie. Maar jy kan die gevolge daarvan sien en hoor in mense se woorde, in hulle liggame, daar waar hulle beweeg. Maar hierdie geestelike of spirituele gaan oor jou verhouding met God. Sommige mense stry baie hieroor, tussen kerke ook, liggaam, siel en gees, wat is dit presies? Sommige mense sal sê, jy's liggaam en siel, dit wat jy kan sien, die liggaam, die materiële, en dan die onsigbare, wie jy is, jou menswees, wat onsterflik is. Hierdie liggaam gaan dood, daarom dat ons uiteindelik verheerlikte nuwe liggame gaan kry, wat nie verganklik is nie, wat nie kan doodgaan nie, wat nie siektes kan kry nie, 'n nuwe liggaam kom eendag, maar dat hierdie siel, wie jy is onsterflik, wie jy is as mens, jou essensie is onsterflik. Maar dan sal baie mense sê, jou gees is daardie aspek van 'n verhouding met God. Wanneer God sy hand aan jou uitsteek en jy in geloof oorgee en sê, ja Jesus, word jy gered
En dan word jou gees lewendig vir 'n verhouding met God. Ander mense stry baie hieroor, en is daar regtig 'n siel en 'n gees, en ons gaan net nou daarby uitkom. Maar in terme van jou gees sê Jakobus 4 vers 5 dit besonders. As Jakobus, Jesus se broer, skryf en sê dat dit nie verniet is, dat dit in die Bybel geskryf staan, naamlik die volgende: God hunker met besitlikheid na die gees wat hy in ons laat woon. God hunker na 'n verhouding met jou, sy skepsel, wat hy gemaak het met liefde. Hy's 'n vader wat lief is vir sy kind en wat wil hê dat ons in 'n verhouding moet staan. Hy hunker met besitlikheid. Hy het jou gevorm, jou gemaak, jou beplan, alles gedoen aan die kruis om te betaal, dat ons vir ewig en ewig in 'n verhouding met hom kan staan. Daarom is hy besitlik, want jy is syne. Hy het jou gemaak. En hy het aan jou 'n keuse gegee. En met daai keuse, deur sy genade, help die Gees ons om te sê, ja Here. En in daai momente, in daai oomblikke gebeur die wonderwerk van wedergeboorte, wat God skenk. Om te glo, geloof is 'n geskenk wat ek en jy ontvang. Ons kan nie sê, wow, ek was so wonderlik, ek was so slim dat ek het uitgefigure het, en dat ek toe nou vir die Here gesê het, wow, kom bietjie hier. Dis presies die teenoorgestelde. As jy jou oë oopmaak en jou gees word lewendig, dan besef jy, dis God wat my gered het. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, verlore kind. So vriende, uit daai oogpunt, God hunker, verlang na verhouding met jou, en hy het gees in jou geplant. Die metafore in die begin van Genesis is, hy het die lewensasem, sy lewensasem in jou ingeblaas. Hy het ons gemaak as sy rentmeesters, as sy verteenwoordigers, met wie hy in 'n verhouding wil staan. Ongelukkig het dinge skeef geloop, maar hierdie hinkering van God, die plan wat hy gemaak het deur Jesus Christus, wys sy hart, dat hy in verhouding met jou en my wil staan, die totaliteit van ons mens wees. Ek wil 'n paar net laaste dinge ook sê oor hoe ons hierdie siel, gees, liggaam kan verstaan. Die een is dat hierdie aspekte van ons menswees is 3 verskillende aspekte, maar van hierdie een mens. Daarom is daar die uniekheid van liggaam, siel en gees, ja, maar ons is een mens. Dalk iets van die misterie wat ons probeer verstaan oor God self, as Vader, Seun en Gees. Een wese, een God, maar 3 persone, Vader, Seun en Gees, en hierdie misterieuse, volmaakte verhouding in homself, as Vader, Seun en Gees. Iets van daai misterie rondom ek en jy, liggaam, siel en gees, wat ons ontvang van die Here, maar dan in verhouding, omdat ons verhoudingswesens is. So, liggaam, siel en gees kan ons verstaan ook in verhouding met byvoorbeeld jou liggaam in verhouding met die omgewing, met hierdie fisiese werklikheid om ons, waar ons oral leef en beweeg. Is hierdie liggaam in verhouding met die omgewing. In terme van jou siel in verhouding met ander mense en met die natuur en die heelal. Maar die laaste ene dan, jou gees in verhouding met God. 'n ander manier van sê is, in terme van jou liggaam, is jou liggaam wêreldbewus in 'n verhouding met alles wat om jou staan. Jou siel is selfbewus, geskenk van die Here. Jou bewussyn, dat jy in hierdie oomblik hier is, dat jy weet jy is hier, en jy's bewus van wat om jou aangaan. En jy's bewus van mense om jou. En dan die laaste, in terme van jou gees, om God bewus te kan wees in 'n verhouding met hom. Die vreemde waaroor die geleerdes dan nou stry, is dat gees en siel in die Bybel die meeste kere as sinonieme gebruik word. So, heen en weer. En daarom dat mense, sommige teoloë sal sê, die mens bestaan eintlik net uit 2 dele, naamlik die sigbare en die onsigbare.
Dit wat jy kan sien, die liggaam, en dan die onsigbare, wat ons dan nou sal noem dinge so siel en gees, maar dit is eintlik net hierdie twee aspekte, die sigbare en die onsigbare. Ek het nou daar ook die versus teken, want dis een van die groot gevare deur die eeue vir gelowiges en vir Christene, dat ons wil sê, die sigbare, die liggaam is eintlik sleg. Want dit het dikwels hierdie geneigthede en begeertes wat vervul kan word op verkeerde maniere, en dit noem 'n mens sonde. En daarom dat daar deur die eeue monnike was wat net gesê het, die totale bestaan gaan om hierdie sigbare te ontken. In die boeddhisme met die filosofie daar agter is dit baie dieselfde. Al hierdie fisiese, liggaamlike begeertes is boos en sleg, een kant toe gesit word terwille van die onsigbare. Gelowiges sê, dis nie wat die woord ons leer nie. Die Here sê, hierdie liggaam is 'n geskenk. Ja, hierdie liggaam is onderworpe aan die natuurwette en daarom ook aan ouderdom en verganklikheid, en uiteindelik sal hierdie liggaam weer deel word van die grond en van die stof. Maar uiteindelik sal daar weer 'n nuwe liggaam kom. 'n Verheerlikte liggaam deur Jesus Christus. Maar ek en jy mag nooit die sigbare, ons liggaam, en die onsigbare siel of gees teenoor mekaar stel nie. Asof die gees is dan nou, dis die mooi en al die ideale en die pragtige en die onverganklike, en hierdie liggaam is sleg. Die gevolg van so siening sal wees dat mense byvoorbeeld sal sê, ja, as ek dood is, ag man, verbrand en gooi weg. Asof hierdie liggaam nie die kosbaarste geskenk vir jou en my is. Ons moet hierdie liggaam lief hê en eer as 'n wonderlike geskenk uit God se hand uit. En daarom is Christene tot die dag van ons dood, sê ons vir die Here dankie vir hierdie liggaam. Al sukkel ons dikwels met hierdie liggaam, dalk met siekte en wat dit ook al is. So hierdie belangrike punt om te sê, ek is mens, die sigbare en die onsigbare. En God het gesê, dis goed. Dis liggaam, dis siel, dis gees, en ek en jy is die kroon van die skepping. Maar ons is een, dis belangrik om dit te verstaan. Daarom, in terme van jou geestelike lewe, as jy daaraan dink, het dit ook 'n fisiese, liggaamlike aspek. Met jou liggaam is jy vanoggend hier. Met jou liggaam gaan stap jy langs die strand en praat jy met die Here en bid jy en gooi jy vanoggend iets hierso in met jou liggaam. Moenie die geestelike lewe stel teenoor die gewone lewe nie. Alles is geestelik. Wanneer jy vanmiddag eet, is dit 'n diep, kosbare, geestelike handeling. Want Jesus het geëet. Jesus het alles kom heilig maak. Jesus het gelag, hy het gehuil. Hy was by troues, hy was by begrafnisse. Hy het geleef, liggaam, siel en gees. Wat ons wel vir mekaar sê is, in hierdie weke wat kom, hierdie smagting na balans, dat ek aandag sal gee aan my liggaam, maar ook my siel en ook my gees. Dis hoekom die gemeenteraad ons as dominees dwing om ons verlof te vat. En dis hierdie jaar my en Karina se beurt om einde van my maand vir 30 dae sabbatsverlof te gaan hou. En die fynskrif is terwille van jouself, dat jy net vir 'n slag weer liggaam, siel en gees tot verhaal kan kom, maar die groot fynskrif is terwille van die gemeente. Asseblief. Ons sien jy dit nodig. En ons sien jy haal dit al hoe meer op ons uit. So nee, asseblief, dominee, gaan net weg. Nie almal, baie ouens het al gesê, "Joe, ek wens ek was 'n dominee." Is reg so, my pa sê dit gereeld vir my. Sê ek, "Dad, dis reg." Maar onthou maar net saam met dit is dit nou ook die begrafnisse. Dis die troues, ja, dis ook lekker en alles en elke sport, het een van my vriende gesê, het maar sy beserings. Maar binne dit alles, hierdie balans wat ons moet vind in terme van ons lewens, liggaam, siel en gees. Dit kan wees dat jy die mees amazingste liggaam het, met biceps en met alles. En dit is fantasties, sal Paulus sê. Hy sê wonderlik. Maar hy sê ook vra, maar hoe gesond is jou verhouding met God? Hoe gaan dit met jou siel? Met jou verhouding, met jou huweliksmaat, met jou kinders, kollegas, om
dit te begin sien, verder as net die fisiese van 'n liggaam, maar te kan sien, is ek gesond in terme van die ander verhoudinge. En daarom in hierdie siklus, hierdie wisselwerking, hierdie vreemdheid van die impak van liggaam, siel en gees, hoe dit mekaar beïnvloed. Kyk net vir 'n oomblik weer na die definisie. Julle sal die bewoording kry as jy klik op die link wat ons vanoggend nou gestuur het, leefgroepmateriaal, hierdie spesifieke bewoording sal daar staan. Liggaam, siel, gees, fisies, geestelik, emosioneel, sosiaal. Balans in terme van jou liggaam, jou gees, jou emosies en jou verhouding met God. En dat ek 'n doel het. 'n Doel om voor te lewe. Ten slotte net weer, dit beteken nie volmaaktheid, die valse volmaaktheid wat die wêreld voorhou. Die foto's wat gefotoshop word. Die stories wat vertel word wat net die mooi is in mense se lewens. Wat nie vertel ook van die swaar nie. Alles in die lewe is gekorrupteer as gevolg van die sonde. Romeine 8 kom sê vir ons dat die ganse skepping, ek en jy, kry swaar. Dis die gevolg van God se straf op sonde. Maar daar's hoop, sê Romeine. Die skepping weet dat God dit ook eendag sal bevry van hierdie verskriklike lyding. Op daardie dag, wanneer Jesus terugkom, sal God al sy kinders eens en vir altyd verlos. Sal die skepping ook vrygemaak word. Dan sal die skepping God se heerlikheid op die regte manier weerkaats vir altyd. Intussen steun en kreun die ganse skepping tot vandag toe, soos 'n vrou wat op die punt staan om geboorte te gee. Maar dit is nie net die skepping wat swaar kry nie, ons ook, ek en jy. Al het ek en jy die Heilige Gees as 'n offer uit God se hand ontvang, om ons te verseker dat God se nuwe wêreld op ons wag, sug en kla ek en jy ook, in terme van beproewinge, liggaam, siel en gees. Ons sien daarna uit, dat God ons van ons sterflike bestaan sal kom verlos. En wanneer sal dit gebeur? Daardie dag, wanneer hy terugkom en voor almal kom sê, dat ons aan hom behoort. Ek en jy is breekbare kleipotte. Hierdie liggaam is so weerloos. Mense wat in 'n oomblik hulle gesondheid van hulle weggevat word. Dis so broos, ek en jy. Dit bring ons by 'n punt wat ons onsself oorgee en sê, Here, ons is kleipotte wat maklik breek, maar dit wat mooi is, dit wat goed is en die krag in ons is die evangelie en dit kom van U af. Ons is hierdie breekbare kleipotte. In terme van jou DNA, in terme van jou gene, het ons vroeër al gesê, het jy dinge ontvang van jou voorgeslagte wat maak dat jy dalk 'n bril moet dra of sekere medikasie moet gebruik want dit is aan jou oorgegee van die vorige geslagte. En soms moet ek en jy dit dood eenvoudig net aanvaar, soos Paulus gesê, die doring in sy vlees, weet nie wat dit was nie. Party mense spekuleer dit was sigprobleme. En daar's mense wat hom gespot het daaroor. Jy wat so mooi vir ons preek, hoekom maak God jou nie gesond nie? En die Here het vir hom gesê, my genade is vir jou genoeg, vir hierdie liggaam of siel uitdaging. Iemand skryf in die week, een van ons gemeentelede, op sosiale media, perfection is a lie. I spent too long trying to raise perfect kids instead of raising loved, seen and growing humans. Die doelwit is dis nie perfeksie of volmaaktheid nie, maar om voor die Here te leef, dat hy vir ons glimlag, dat ons hom geniet, dat ons geliefdes geniet met ons oë op die Here. Gaan lees asseblief die res van 1 Tessalonisense 5 oor 'n gesonde lewenswyse, waar ons sê, Here, ek wil U sin wees, liggaam, siel en gees, in die manier waarop ek leef, in my verhoudinge, met ander, maar ook met myself en met God. Ek en jy as gees, siel en liggaam, ten slotte, ontvang ook die Heilige Gees as geskenk, wat 'n massiewe verskil maak in ons lewe, in ons gesondheid. Daarom kan jy hoe siek wees na liggaam, maar kan jy springlewendig en die lewe in oorvloed leef in gesondheid voor God,
omdat jou lewe met God reg is. Daai Engelse lied sê, it is well with my soul. Kom wat wil. Wat ook al die struikelblokke in jou lewe, watter hartseer jy ook al beleef het, in terme van jou siel, kan jy weet, vanuit jou verhouding met die Here, kan jy gesond wees, kan jy voluit leef, in die naam van die Here. Mag dit so wees, vir jou en vir my. In die leefgroep materiaal is daar 'n gesonde gewoonte vir jou, en ek wil, soos elke week wat ons vorentoe gaan doen, jou vanoggend los met 'n uitdaging, met 'n gesonde gewoonte, wat jy in hierdie week kan beoefen. En dit gaan prakties bietjie administrasie wees. So hierdie week is die challenge, dat jy in 'n dagboek, 'n joernaal of 'n stuk papier, dat jy 'n tabel maak met die woorde liggaam, siel, gees, en dan bidend in die week, soos wat die Here met jou praat, en jy dinge net half optel, gaan neerskryf. Dit waarvoor jy dankbaar is, maar ook wat die uitdagings is en jou voornemens is, vir hierdie volgende 7 weke, in terme van jou liggaam, jou siel, en jou gees. Here, dis ons gebed, dat U met ons besig sal wees, in hierdie 7 weke. Dankie dat U ons wonderbaarlik geskep het. Dankie vir die woorde van Psalm 139, wat kom verwoord dat ons stom geslaan is, oor die feit dat U ons uitgedink het, dat U ons beplan het, dat U ons gevorm het in die baarmoeder, dat ons gebore is, en dat ons leef met 'n doel, om U te ken, om U groot te maak, om U en U skepping te kan geniet. Dis ons gebed, Here, dat U in hierdie 7 weke met ons besig sal wees. Ons wil onsself aan U gee. Neem my lewe. Laat dit deur U gewy wees, meer en meer. Amen. As jy gebed nodig het vir oggend, kom na die diens, dan sommer hier by die kruis, kom ontmoet my, en dan sal ons eers gaan sit, en sal ons saam bid. Kom ons staan, en die Hebreërboek kom sê vir ons, in hierdie lewensstryd, in hierdie pad van gesond wees na liggaam, siel en gees, moet ons oë hou op Jesus, as atlete wat voluit leef deur sy gees. Kom ons staan. Koffie is goed vir jou, of rooibos tee, of Engelse tee, so kom kuier na die tyd, dis ook goed vir jou om skouer te skuur, om 'n handdruk te vat, om iets te beleef van ons saamwees. So moenie dink die diens is nou verby nie, ons moet nog eers daar kuier. Ons sien mekaar daar, en is my voorreg om jou te seën. Mag dan die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die krag, die troos en die inspirasie van die Gees van God by jou wees. Amen. Skyn sy aangesig
En ons sê hardop die woorde, ek volg Jesus waar ek is, wanneer ek daar is. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from Thee. Take my silver and my gold, not a mite would I withhold. Take my intellect and use every power as Thou shalt choose. Take my will and make it Thine. It shall be no longer mine. Take my heart, it is Thine own. It shall be Thy royal throne. Take my